Amen, baie welkom. Kom ons sit net so en dan open ons gou met gebed. Vader, baie dankie vir môre. Dankie Here, dat ons met dieselfde gees van God deurdronge is. Daardie gees wat Christus uit die dood het opgewek het. Daardie belofte van lewe wat U aan ons geskenk het. Ons vra Vader, dat ons vanmôre sal hoor, Here, met ons hele wese wat God vir ons wil sê vanmôre. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Amen en amen. Ek het nou nie vir Ines die versie eerste gegee nie, maar ek gaan hom vra om vir my 1 Korintiërs hoofstuk 2 en ek gaan lê ons moet daar vers 16 lees, net so die eerste gedeelte. Halleluja. Kom ons lees dit saam. Hy sê, want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom kon onderrig? For who have known the mind of the Lord, that he may instruct him? Ek weet die ander gedeelte sê, but we have the mind of Christ. Maar die vraag vir môre is, vir wie kon ek onderrig? Vir wie kon ek die inligting gee wat in my hart en in my gees vasgelê is? Vir wie kon ek dit gee? Hy sê ek het deur die wêreld gesoek, maar ek kon nie 'n man vind nie. En ek moes die prys betaal. Hy sê niemand van die owerhede, van die magte en van die geleerdes kon agterkom en weet wat in die hart van God weggelê was nie. Niemand kon dit ontdek nie. Hy sê ek het gesoek, maar ek kon niemand kry nie. En vanmôre wil ek met u gesels oor seker of die grootste leen van godsdiens of die grootste waarheid. Of die grootste leen, of die grootste waarheid. En ons sal moet besluit in ons lewe, of dit 'n waarheid en of dit 'n leen was. Ek wil u so 'n bietjie agtergrond gee, so ek gaan vra dat u saam met my blaai na die boek van Johannes toe. En ons gaan lees uit Johannes hoofstuk 4. En ons weet dat Johannes hoofstuk 4 gaan oor die vrou wat by die put was. Die vrou wat by die put was en met wie die Here ontmoeting gehad het. Ons gaan daarvan vers 19 aflees. Het ek dit nie daar? Ja, ek het Johannes geskryf. Johannes hoofstuk 4. En ons gaan daarvan vers 19 aflees. En ek gaan vir u lees tot en met vers 24. Alright, 19 tot en met vers 24. Hy sê die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ek wil net 'n nota maak. Ek sien dat u 'n profeet is. Lord, the woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Ek tel dit op, Here. Here, ek tel iets in jou lewe op. Ek tel dit op. I perceive that thou art a prophet. Sê, Here, ons vaders het op hierdie berg aanbid. En julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Our fathers worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where man ought to worship. Hy sê, Jesus sê vir haar vrou, glo my, vrou, glo my,
Daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Jesus said to women, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor at Jerusalem worship the Father. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Hy sê, you worship, you knew not. We know what we worship, for salvation is from the Jews. Hy sê, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die Vaderaanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. Right, vers 24, want God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. For God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Sy gesels met iemand wat in haar lewe iets geopenbaar het wat sy nooit voorheen ervaar het nie. Sy het nooit voorheen aanvaar dat daar 'n persoon is wat by magte is om die honger en die dors wat in haar siel bestaan te kon ontmoet nie. Sy het 'n droogte in haar gees gehad. En hier kom iemand en hy vertel vir haar wat in haar lewe aangaan. Maar die feit wat hy met haar praat en haar hanteer met iemand, soos iemand vir wie hy respek het, vir iemand wat hy kan sien die vermoë het om 'n diep geestelike geselskap mee aan te gaan. Iemand wat in staat was, wat agtergekom het, sy het 'n dors in haar siel, want sy soek na God op die berg of in Jerusalem, en nêrens kry sy iets of iemand om hierdie droogte weg te vat nie. En daarom kon God met haar praat, met die water uit die put uit. As jy bietjie teruglees, dan sê hy, onthou net, ek sal vir jou water gee, waarvan jy nooit weer dors sal word nie. En as ek vir jou daai water gegee het, dan sal dit in jou word 'n fontein van lewende water. Ervaar jy die fontein van lewende water terwyl ek met jou praat? En sy kom agter, hierdie man het iets wat my vaders nie het, terwyl hulle God op die berg aanbid nie. Here, gaan ons dit in Jerusalem kry? Jy gaan dit ook nie in Jerusalem kry nie. Here, waar het jy dit gekry? Die geheim lê, my Vader is gees. En die wat my Vader moet aanbid, moet hom in gees en in waarheid vandaan kom. Here, hoe sal ek God ontmoet? Hoe sal ek hierdie droogte doodmaak in my geesmens? Jy moet hê wat ek het. Kan jy dit raak sien? Jy moet hê wat ek het, want my Vader is gees. En wat my Vader nodig het, is iemand. My Vader is gees, en wat my Vader nodig het, is iemand. Alright? Want 'n gees het nie vlees, en 'n gees het nie bene nie. En my Vader, hierdie skepper,
het 'n liggaam soos ek nodig om aan jou te kan wys hoe om die honger in jou droog te maak. En daarom sê God, ek soek. Ek het gesoek en ek kon niemand kry aan wie ek dit kon openbaar nie. Die openbaring kon slegs plaasvind nadat ek die prys vir dit betaal het. En ek jou geherskep het met die vermoë om vir my 'n liggaam te wees, vlees en bene. God is gees. En die dag as ek en jy daai waarheid begryp, dat God gees is, wat jou nodig het. Daai dag kan ons vir iemand lewende water bied. En as ons dit nie as 'n werklikheid en 'n waarheid in ons lewe het nie, sal God altyd soekende wees na iemand wat hom gaan aanbid in gees en in waarheid. Ons almal weet Jesus het die prys betaal. Maar het jy agtergekom dat nadat hy die prys betaal het, het God hom weer weggevat? God het die vlees en die been wat aan die mens in Jerusalem was, bekend was, het God weer weggevat. En hy vat hom terug na die boesem van die Vader. Hy keer terug in waar God is. En nou sit God met dieselfde dilemma. Ek is gees. En ek soek vlees en bene. Om my te kan openbaar, sodat ek droogte kan gee, of droogte kan wegvat, waar ek beweeg. Daar's mense wat my beskuldig en sê, ek dink ek is God. Ek wil dit baie duidelik stel. Ek is nie God nie. Maar God woon in my. Ek is nie God nie. Maar die gees van God woon in my. God woon in my. En die een wat die prys betaal het, woon in my. Dit maak van my 'n goddelike wese. As gevolg van die feit dat die skepper van hemel en aarde by my kom woning maak het. Ek wil dit kwalifiseer met die feit van ons as kerk, dit is of die grootste leuen, of dit is die grootste waarheid. En ek wil jy moet saam met my na die boek van Johannes hoofstuk 14 toe gaan, en ek gebruik daardie 2 verse baie. Johannes hoofstuk 14, en ek wil jy moet saam met my vers 18 lees. Johannes hoofstuk 14 vers 18. Ons almal weet dat hy vir hulle gesê het, ek gaan hom vir julle 'n plek te berei. En nou sê hy vir hulle in vers 18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom. Sien jy die weer is in 'n skynskrif geskryf? Sien jy dat daai woord weer was nooit sy woord nie? Haal hom uit jou Bybel uit. Hy sê, ek kom weer na jou toe. Ek gaan jou nie as wese agterlaat. I will not leave you comfortless. I will come to you. Kan jy sien die Engels haal die weer uit? Hy gaan nie weer vir jou kom nie. Hy kom na jou toe. Right? En dan in vers 23 sê hy, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak.
Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Dis of 'n leuen, of dit is die waarheid. En as dit die waarheid is, dan is dit die grootste waarheid as kind van God wat ons sal moet beginne besef, dat as hy sy woning by my kom maak het, is ek wat hy wou gehad het, ek moet wees. Dan is ek die ligdraer van God. Dan is ek die een wat lewende water voortbring vanuit die een wat in my lewe. Dan is ek die een wat die onderskeidingsvermoë het om te kan identifiseer, jy het nodig om lewende waters te ontvang. En ek ken die liefling van my siel, wat in staat is om vir jou lewende waters te kan gee. Jy sien, ons wag as kerk van die Here Jesus vir daai woordjie wat ek laat uithaal het, vir Jesus om weer te kom. Ons dink en ons aanvaar en ons glo met ons hele wese dat hy moet weer kom. Terwyl hy sê, as jy my liefhet en jy my woord bewaar, dan kom ek en ek maak my woning by jou. So ons moet of glo, en as ek dit glo, dan bou ek 'n verhouding met die een wat binne in my is. Hoe sal jy ontdek asof God in jou woon? Hoe sal jy dit agterkom? Hoe sal jy weet wie's lewend in jou? Ek moet maak of ek doen outomaties wat die meester by die put gemaak het en gesê het, jy sal God ervaar as gevolg van die feit dat jy my sien. Lisa, ek het dit 100 keer gesê en ek sal dit seker nog 100 keer sê. Dat Jesus is nie net die voorbeeld vir ons nie. Hy is 'n voorbeeld van ons. Hy het ons kom wys wat ons is. Hy het ons kom wys wat ons is. En ek en jy moet besluit, ervaar ek God wat lewendig in my is, of ervaar ek dit nie? Het ek vernuwe geword in die gees van my gemoed, en besef ek, dat Here, daar's net een, wat die liefling van my siel is, dit is hy, wat in my siel kom woning maak het. En het ek daai ervaring? Ek wil jy moet saam met my lees, in die boek van 1 Korintiërs, hoofstuk 6, vers 19. En die vraag is vanmôre, weet jy dit? Aanvaar jy dit? Beleef jy dit? Want as jy dit nie beleef nie, of as jy dit nie beleef nie, dan is daar gelukkig vir jou die gees van God, die inwoning van God, die inwoning van Jesus Christus om jou te leer en te lei in die volle waarheid. Maar dit is my en jou verantwoordelikheid. Hy sê in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19, en as jy hierdie vers lees, dan moet jy, Lisa, die vraag vra, wie het my vrygemaak? Wie het my die blyplek gemaak? Hy sê, of weet julle nie, dat julle liggaam
'n tempel is. Sien jy dit dan? Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees? Wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Ek het nie vir in is die volgende vers, maar ek gaan hom lees. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees wat aan God behoort. Hy sê, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? O, Here, ek het iets gemis. Here, ek het iets gemis. U het gesê, die Vader en die Seun gaan kom woning maak. En nou kry God iemand en hy sê, nee, die Gees kom ook by jou woning maak. En weet jy behoort nie aan jouself nie. Jy behoort aan daardie een vir wie ek gevind het. Jy behoort aan daardie een. Jy is die een wie ek gevind het, wat ek besluit het, ek gaan my woning kom maak. En nou sit jy en ek, of ons glo dit, of dit is nie die waarheid nie. Ek glo dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees in die geestesrealm een is, en daardie persoon het sy woning by my kom maak, of daardie wese, hoe jy dit ook al wil noem. Die ou mens het gesê God, ons sê Vader. En in sy volheid het hy sy woning by my kom maak, en nou sê daardie lewende God, ek het klaar die prys betaal, maar ek kan niemand vind aan wie ek kan openbaar wat eintlik in hom is nie. Het jy gehoor wat ek sê? Ek gee hom alles, maar hy het nie die besluit geneem dat ek my in homself kan openbaar nie. En Paulus kom tot die ontdekking, hy sê, wie het die sin van die Here geken dat God hom kon onderrig? En hy sê, ons het die sin van Christus. Paulus sê, ek plaas die onus namens God op sy liggaam, en sy liggaam moet die besluit neem, en sy liggaam moet dan daarvolgens werk. En nou kan ek as die liggaam van die Here Jesus besluit, hoe gaan ek vlees, en hoe gaan ek as bene van God, wat deur sy bloed vrygemaak is, en hoe gaan ek deur sy gees op die aarde wys wie God is? Jy het nie gehoor wat ek sê nie. God het klaar besluit, maar jy moet besluit. Want jy kan of by die vrou by die put sit, en jy kan vir haar sê, jy's 'n Samaritaan, jy moet hel toe gaan. Of jy kan vir haar sê, hoor hierso, die moontlikheid lê binne jou gesetel, dat jy kan hê wat ek het. Ek wil dit weer sê. Jesus was die voorbeeld van wat jy en ek gemaak is, as gevolg van die prys wat hy betaal het, om 'n plek te gaan voorberei, sodat jy kan weet waar hy is. Wie is dan die plek? Ek vra weer, wie is dan die plek? As die Vader, die Seun en die Gees sy woonplek kom maak het, wie is dan die plek? Ek en jy. Dit is nie vir eendag. Dit is nie vir eendag nie. Dit is terwyl ek en jy op hierdie aarde vlees, bene en geherskep is deur sy bloed en die Gees van God die moontlikheid binne ons het.
So die plek van God kan vir jou of eendag wees, of dit kan die plek wees waarin God nou verheerlik word. Die plek deur wie God verheerlik word. Onthou jy Efesiërs 4 vers 6 sê, daar's net een God en Vader, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. So, dis op die grootste waarheid, dat Jesus vir my 'n plek gaan voorberei het, sodat die volheid van God die woning kan kom maak, of dit is die grootste leuen ooit. Want het jy agtergekom dat 'n gees het nie vlees en bene nie? En hy sê, my kinders moet my skepping vrymaak. As my kinders dan in die gees wil wees, hoe sal my kinders my openbaar sonder om in die vlees te wees? Daar is nie 'n ander manier nie. Want as jy jou God wil verheerlik eendag, dan moet God jou ook wegvat in die gees in. En hoe gaan jy dan vir God se skepping wys dat God is in die vlees op hierdie aarde gemanifesteer deur die eersgeborene? Hoe sal jy dit vir God wys? En weet jy, die volle verantwoordelikheid lê by my en jou. Het ek die waarheid aanvaar, of aanskou ek dit as 'n leuen vir eendag? As dit vir eendag is, hoor my, en ek sê dit met groot respek, vra iemand om jou lewe weg te neem. Het jy gehoor wat ek sê? Want hoe sal God hom deur jou openbaar? As jy en ek nie glo dat die tempel van God by my is nie, dat God sy woning by my gemaak het nie, en dat ek uitverkore is, luister na my woorde, en dat ek geroep is met 'n goddelike roeping, met 'n hemelse roeping, wat verhewe is bo die skepping wat sigbaar is, sodat ek vanuit God se teenwoordigheid wat in my is, daardie gees tot gees gemeenskap vanuit God uit kan bring en sigbaar maak wat in God is. As God by my is, dan is sy gees en ook die lewe van God by my teenwoordig. In my, dankie. Dan is sy gees en ook sy lewe in my teenwoordig. Lewe in my. 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 11 sê maak hierdie stelling. Hy sê, want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of a man, which is in him. Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Hoekom het God jou sy gees gegee? Dat ek en jy op aarde kan weet wat in God gesetel is. Luister wat ek sê, wat in God gesetel is, sodat ek kan ontdek, wanneer my gees met God se gees, the spirit of the man, with the spirit of God, in eenheid met mekaar kom, dan kan ek deur die gees van God ontdek, wat in God is, deur sy gees wat in my is. En dan kan ek, as die lewende mens, besluit, in my gees, hoe ek God se gees gaan bekend maak. Die gees van die profeet is aan die profeet onderworpe.
En ek kan die grootste waarhede by God ontdek, maar ek kan dit bekendstel aan die wêreld in my eie gees, of in die gees van God, wat dit in my lewendig gemaak het. Luister vanmôre na my woorde. As ek dit in die gees van God uitbring, dan is dit lewende, God gegewe, lewenskrag van God. As ek dit interpreteer in my eie gees, is dit dooie letter, wat geen krag van God het nie. En daarom is jy en ek geroep, tot 'n nuwe skepsel in God, om die vermoë te kan hê, om te weet wat God in homself vasgelê het, wat die gedagte en die hart van God is, sodat jy en ek, soos die meester, die gedagte en die hart van God kan openbaar in die lewe waarin ons is. Jy sien, ek en jy die vermoë om by God te hoor. Ek en jy het nie nodig om my Vader na die hemel toe te roep nie. Here, ek gee vanmôre vir jou 'n groot ding. Ek het nie nodig om na my Vader te roep en te sê, Here, openbaar nie. Ek het nodig om in my gees met God se gees kontak te maak en te sê, Here, die stage is geset, openbaar. Ek is in beheer en my gedagtes en my wese is gesetel op die een met wie ek kontak is, met die gees wat in my is, en ek kan sê, Here, die plek is voorberei vir die gees van God, om in my gees te kan deponeer wat in die hart van God is. En Here, ek is bereid om te sê, hy is die liefling van my siel. Maar jy sien partykeer, en ek praat uit ondervinding. Ek praat uit ondervinding. Wanneer jy in daai gemeenskap met God is, dan spring die kat met modderpote op jou Bybel. En ek en jy is in beheer van ons gees, of om die kat uit te sluit, of om die kat aan te spreek, of om aan te gaan met God. Of die voël skreeu, of die duif vlieg teen die venster vas. En soos wat dit al hierdie dinge gebeur om te kyk, of die duiwel jou kan mislei. Put a veil over your face. En ek en jy is in beheer, want God sê, die gees van die profeet is aan die profeet onderworpe. En ek en jy kan besluit, dit wat ek by God lewendig ontvang het, gaan ek dit lewendig deurgee, of gaan ek dit vanuit my eie gees gee? God het by jou kom woning maak, man. Die prys was betaal vir jou om 'n huis vir God te wees, sodat die heerlikheid van God nie van die altaar af moet kom nie, nie tussen die heerlikheid van die gerubs van die engele nie, dit kom uit die heerlikheid van God, kom uit jou binneste uit waar God lewendig is. En daarom skryf die Hebreërboek, ons kan nie nou oor die engele gesels nie, ons praat oor jou verhouding met God. Want die heerlikheid en die lewe van God lê in die ark van God, en jy is die ark waar God lewendig is. En ons moet besluit, Tannie Katrien, lewe hy, het hy sy woning kom maak, of moet hy eendag sy woning kom maak? Want jy sien, ons is geleer, ons moet na God soek, of hy dalk te vinde is. Maar God sê, ek is te vinde, ek soek iemand, met wie ek kan onderrig. En ons roep na God, asof God nie te vinde is nie, en asof God in die derde hemel sit,
en ons moet tussen die sterre deur beweeg en die owerhede en die magte het die vermoë om my gebed met God af te sny en as dit afgesny en dan bid ek teen die plafon vas en miskien volgende jaar kom die gebed by God uit. Terwyl hy in my lewe, terwyl hy my asem is. En as ek die skakel kan maak, dan is hy my gedagtes. En ek en jy het die voorreg om te kan sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ons kan onderrig word, of deur die Gees van God, of ons kan onderrig word met ons eie interpretasie. Voor God praat ek vanmôre die waarheid. Voor God praat ek vanmôre die waarheid. As ek in hierdie woord tyd spandeer, God hoor my vanmôre, is daar elke week in my lewe iets diepers wat ek met God ontdek. Elke week ontdek ek meer en meer hoe die lewe van God vir my beskikbaar is. En ek moet besluit, hoe lewe ek dit uit? Ek besluit, hoe lewe ek dit uit? Dit wat vir jou 'n werklikheid in jou gees word, dit wat die Gees van God as 'n werklikheid vir jou in jou gees geopenbaar het, kan jy in die lewe roep met die krag in die lewe van God. 'n verhouding met God is 'n ervaring in jou wese. 'n verhouding met God is 'n ervaring in jou wese. Ek wil dit weer sê, 'n verhouding met God is 'n ervaring in jou wese, van iemand wat werklik lewe in jou wese. En as jy dit ontdek het, dan is daar die moontlikheid van 'n eenwording met God. Ek sal my vader en my moeder verlaat, en hulle sal een word. En as jy dit ontdek het, dan is daar 'n eenwording met die een wat hom aan jou verbind het. Halleluja. Luister, as ek een geword het met God, en dieselfde Gees van God wat Christus uit die dood uit opgewek het en lewend gemaak het, daardie selfde Gees van God wat my lewend gemaak het, toe hy my in die kruis dood gemaak het en hom saam met my lewend gemaak het, as daardie God in my wese lewend is, dan is die woorde van my wesen ook lewende woorde van God. Het jy gehoor wat ek sê? Dan is die woorde wat uit my wese kom, lewende woorde, wat uit die Skepper God van lewe en aarde, in hemel en aarde kom, wat lewe gee, dan is dit dieselfde krag, dieselfde vermoë, dieselfde God, wat deur my werk. Dankie, dan is daardie ding die waarheid. As ek in beheer van my gees is, en ek by God gehoor het, dan kom daar strome van lewende waters uit my wese uit. Dan is my woorde nie soos iemand wat op twee gedagtes hanker nie. Dan skep dit soos 'n rivier lewe aan elke boom wat sy pad langs kom. Paulus gee aan Timoteus seker die beste raad wat jy kan kry. En as ek dit vir jou gee, 1 Timoteus,
hoofstuk 4. 1 Timoteus, hoofstuk 4. En ek gaan vir die vers 7 en vers 8 lees. Hy sê, maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Weet jy wat beteken oudwyfse fabels? Die regte Afrikaanse woord is ou vrou stories. Hulle het dit net mooi vertaal. Moenie jou besig hou met ou vrou stories nie. Oefen jou in die godsaligheid om te kan ervaar hoe om met die goddelike teenwoordigheid van God gemeenskap te hê. Hy sê, but refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. Hy gee vir Timoteus raad en vers 8 sê, liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Here, kry openbaring vanmôre. For bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and the life that which is to come. Met ander woorde, God sê vir jou, as jy jou in die godsaligheid kan beoefen, sal daar goddelike lewe vir jou toekoms wees. En die beginpunt is, vandag is die wel aangename tyd van die Here. Vandag, as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Want daar is 'n belofte van lewe vir nou, maar daar is ook 'n beginpunt vir die toekoms. Wie sal ek vind? Wie sal ek kry om te kan openbaar wat in my gees lê? Ons dink, Openbaring 3 vers 20 sê, ek staan by die deur en ek klop, as jy die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met jou maaltyd hou, en ons dig, dis die dag toe ek tot bekering kom. Hy sê, nee, ek staan nou voor jou deur en klop en besluit, is dit 'n waarheid of is dit nie 'n waarheid nie? En as jy dit oopmaak, maak ek 'n belofte, ek sal met jou gemeenskap hê. Jy hoef nie na my te soek nie. Jy hoef nie te vra, waar is God nie? Want jy sal die lewende, waaragtige God ontdek in die binnekant van jou. En jy sal weet, dat Here, die droogte van my gees is weg. Ek hoef nie na 'n fontein van lewende water te gaan soek nie. Ek is die fontein, want die oorsprong van die fontein lê binne my. En jy en ek, luister vanmôre, kan baanbrekers raak vir God in hierdie lewe, omdat ons die waarheid glo, en mense die waarheid sal ervaar, soos 'n vrou wat by die put staan, en sê, Here, my siel dors na die geregtigheid van God, terwyl jy en ek sy geregtigheid is. Wie sal ek vind, aan wie ek my diepste geeswese kan openbaar? Paulus sê, en hiermee wil ek afsluit, ek dink dit is tyd. In 1 Timoteus 3 vers 16, hy sê onteenseglik, daar's niemand wat iets kan bring om dit te staan nie, onteenseglik. Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, deur ons meester. God moet nou geopenbaar word, deur sy kinders. Great is the mystery, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. He was justified in the spirit. He was seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on into the world, received up into glory, so that
those that believe him may walk on earth in glory. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Stop! Jy moet vir jou die vraag afvra, het ek die blyplek geword? Het God in my vlees gekom? As hy gekom het, he can be manifested in your flesh. En net jy kan dit antwoord. Ek kan nie vanmôre vir jou sê, kom na die boetelingsbank en bely jou sonde nie. Ek kan dit nie vir jou sê nie, maar ek kan vir jou sê, maak jou mind op. Word vernuwe in die gees van jou gemoed en weet of dit die waarheid is en of dit die leuen is. En as dit die waarheid is, en as jy dit glo, dan sê die Here, kom ek en jy stap die pad vorentoe. En God kan verheerlik word. Ons het die onus op God geplaas. God sê nee, dit wat op my geplaas was, het ek nagekom. Jy moet besluit of ek dit nagekom het. Jy moet besluit. Toe ek klop en jy die deur oopmaak, moet jy besluit of dit 'n waarheid is of dit nie 'n waarheid is. Ek kan nie namens jou besluit nie, maar ek kan vir jou wys dat dit 'n waarheid is. Halleluja. Want die verborgenheid van die godsaligheid is groot. En toe ek vir jou gesê het, hy het my een met hom gemaak het ons een geword. Die gees kan nie van die vlees geskei word nie, dan is die vlees dood. En nou het hy sy geeslewe in jou vlees kom sit. En as dit nie die waarheid is nie, is jy dood vir God. En omdat hy lewe, kan ek lewe. Halleluja. Paulus sê, luister, ek lewe nie meer nie. Die lewe wat ek nou lewe, lewe ek deur die krag van God wat homself gegee het om my sonde weg te vat. Ek lewe omdat God lewe. En omdat God lewe, lewe ek. En omdat God lewe, is ek die verteenwoordiger of die wyser van die lig wat in my is. Het jy gehoor wat ek sê? Dan is ek die bewys. Die lig is 'n wêreld. Dan is ek die bewys, ek is die sout van die aarde. Ek is die lig wat op 'n berg is. As God 'n werklikheid in my is, kan die donker die lig nie wegsteek nie. Halleluja. Die lig sal altyd skyn. Dit hang af hoe verantwoordelik ek is teenoor hom wat lewendig in my is. Ek wil weer sê, en ek kan volgende Sondag daaroor praat. Hy het alles weggevat. Alles weggevat. Om vir jou te wys hoe graag hy by jou wil bly. En jy en ek moet besluit. Toe die Here Jesus daai belofte aan sy disippels gemaak het en gesê het, ek gaan om vir jou 'n plek te berei. En dan kom ek terug na jou toe. Is dit 'n waarheid? Of is dit 'n leuen? Net jy kan besluit. Vader, ek dank U vanmôre vir die liefde en vir die genade. Ek dank U, Here, vir die waarheid wat elke mens sal vrymaak. Dank U, Here, ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. Want U is wonderbare God en ek eer U daarvoor. Amen. Amen en amen. Prys die Here.